In vandag se les gaan ons bietjie kyk weer na optel en aftrek met koëffisiënte van heelgetalle. Jy mag gelyksoortige terme slegs optel en aftrek wanneer jy 'n uitdrukking vereenvoudig of 'n vergelyking oplos. Nou dit is baie belangrik dat jy onthou dat dit is wanneer jy gelyksoortige terme optel of aftrek, is wanneer jy 'n uitdrukking vereenvoudig of 'n vergelyking oplos. Nou wat is gelyksoortige terme? Wat is gelyksoortige terme? Gelyksoortige terme is terme wat identies is ten opsigte van hulle veranderlikes en hulle eksponente. Met ander woorde, hulle lyk presies dieselfde. As ons byvoorbeeld kyk na gelyksoortige terme, dan kan ons byvoorbeeld sê xy 5xy en 6xy is gelyksoortig, want albei het 'n xie in en albei het 'n y in. Met ander woorde, hulle lyk presies dieselfde. As ek byvoorbeeld kyk na 8x² yz en 2x² yz, dan kan ek ook sê hulle is gelyksoortig, want onthou die gelyksoortig gaan oor die veranderlikes. Met ander woorde, as ek kyk, hierdie is 'n x² en daai is 'n x², hulle lyk presies dieselfde. Hierdie enetjie is 'n y, daai een is 'n y. Daai enetjie is 'n z, daai ene is 'n z. Met ander woorde, hulle lyk presies dieselfde. Nou net so gebruik ons gewoonlik volgens die alfabet. So as ons nou byvoorbeeld gehad het 8x² zy en ons het 2zyx², dan gaan ons nog steeds kyk na ons veranderlikes en hulle vergelyk. So ek het nog steeds my x², so ek het nog steeds my blou sirkeltjie, ek het nog steeds my z en ek het nog steeds my y. Met ander woorde, ek het nog steeds dieselfde komponente van hierdie veranderlikes. Selfde veranderlikes met hulle selfde eksponente. So, ek sal hulle twee net herskryf en ons hou daarvan om in algebra maar dit volgens die alfabet te skryf. So daai sal wees x² yz en 2x² yz. Want onthou nou, x maal y maal z is dieselfde as z maal y maal x. En in effek is dit wat daar staan, x² maal y maal z. As ons nou weer teruggaan na ons eerste voorbeeldjie toe, dan kan ons sien, ons het daai 5xy. As ons kyk na 5xy, dan gaan hierdie 5, daai 5 is my numeriese koëffisiënt van hierdie veranderlikes. Nou net so, as ons gaan kyk na nog 'n voorbeeldjie, byvoorbeeld -3a², dan gaan ek sien hierdie -3a is my numeriese koëffisiënt. Is my numeriese koëffisiënt van a². Met ander woorde, die minusteken is by hom ingesluit. Onthou nou, ons het gesê as ons tel net gelyksoortige terme bymekaar. Kom ons kyk bietjie na ietsie wat lyk soos ab². ab² en dan het ons a²b en dan het ons a, b en c. Nou kan ek nou wel sien, hierdie a en daai a is dieselfde, maar hierdie een het 'n a², met ander woorde, hulle is nie gelyksoortig nie. Hierdie ene het 'n b². Daai enetjie het net 1b en 1b.
Hierdie ene het nou nog 'n C ook. En daai C kom nie in een van die ander terme voor nie. Met ander woorde, hierdie is geen gelyksoortige terme nie. Met ander woorde, as hulle vra vereenvoudig die uitdrukking of los die vergelyking op, dan kan ons met hulle niks verder doen nie, want daar's geen gelyksoortige terme nie. Ons kan hulle nie optel of aftrek nie. Wat baie belangrik is om te onthou, as jy nou optel en aftrek, dan gebruik jy altyd die numeriese koëffisiënt van die veranderlikes. So byvoorbeeld, as ons byvoorbeeld gaan kyk na 12xy plus 34xy. Nou 12xy plus 34xy, as ek hierdie uitdrukking nou moet vereenvoudig, dan kan ek sien, ek het 'n x en 'n x en ek het 'n y en 'n y. Met ander woorde, ek sien duidelik, hulle is gelyksoortig. Nou sê my reeltjie vir my, as jy optel en aftrek, gebruik jy die numeriese koëffisiënte van die veranderlikes. Met ander woorde, ek gaan hierdie 12 gebruik, en hier staan niks voor nie, so dit is so goed of hier staan 'n plus voor die 12. En dan gaan ek die volgende een gebruik, is die plus 34, dit is my volgende numeriese koëffisiënt. Met ander woorde, my antwoord gaan wees 12 plus 34 is 46xy. My soort is nou xy. Ons hoef nou nie hier 'n plus te skryf nie, want as daar nou niks staan nie, is dit so goed of daar staan 'n plusteken. Ons hoef nie daai plusie daar te skryf nie. Want as hy nie daar staan nie, is dit so goed of dit beteken dit is plus. Die baie belangrike ding wat jy moet sien, as jy kyk na die voorbeeldjie wat ons gedoen het, is die som van twee positiewe gelyksoortige terme is altyd positief. As ons nou kyk na nog 'n voorbeeldjie, dan sien ons byvoorbeeld minus 12abc plus minus 24abc, kan ek gaan skryf as ek hierdie som vereenvoudig, kan ek nou weer duidelik sien, ek het my gelyksoortige terme 'n A, 'n B en 'n C. Met ander woorde, my terme is gelyksoortig, dit beteken, ek kan hulle wel bymekaar tel. As ek nou kyk wat het ek hierso, dan het ek minus 12abc, ek het die som van twee negatiewe terme, maar hierdie plus en hierdie min word 'n minus. Plus en 'n min word 'n minus, met ander woorde, daai word minus 24abc, en as ek dit nou twee negatiewe getalle van mekaar nou, of by mekaar tel, dan moet ek mos 'n groter negatiewe getal kry. Met ander woorde, ek het 'n minus 36abc, wat my finale antwoord is. En onthou, minus 36 is nou 'n klein getalletjie, omdat hy negatief is. Die som van twee negatiewe gelyksoortige terme is ook weer negatief. Dit is ook 'n belangrike faktor om te onthou. Die som van twee negatiewe gelyksoortige terme is negatief. As ons nou byvoorbeeld kyk na minus 48x² plus 17x², dan kan ons nou kyk weer eens na ons soorte. Ons kan slegs die bewerking doen as ons soorte dieselfde is. Met ander woorde, ons soort sien ons nou is x². Goed, nou as ons gaan kyk, dit wat nou negatief is,
Die 48 is eintlik baie groter as die 17, né? Maar dit is nou minus 48, met ander woorde, as ek 48 van iets skuld en ek betaal 17 daarvan, dan moet ek mos nou minder skuld. Met ander woorde, ek doen nog steeds 'n aftreksom. Ek sê 48 minus 17 en dit gee vir my 31. Maar omdat die teken saam met die 48 'n minus is, moet my antwoord 'n negatief wees. Net so as ons nou andersom kyk na hom, as ons het 48x² minus 17x², dan kan ek nou nog steeds sien dat my soort dieselfde is, so ek kan nog steeds die aftreksom doen. Met ander woorde, ek gaan sê nog steeds 48 minus 17 en 48 minus 17 gee vir my 'n antwoord van 31. Met ander woorde, ek kry 'n antwoord van 31x². En omdat hierdie 48 'n positief is, gaan my antwoord ook 'n positief wees. En my soorte bly dieselfde. Met hierdie inligting wat jy nou gekry het in hierdie lesie, kan jy jou huiswerkies doen, sodat jy kan seker maak jy het hierdie begrip heeltemal onder die knie.